Kan julle my hoor? Almal my hoor, 100%. Nou vanoggend wil ek julle eers vra, wie van julle het tyd vir die Here? Wie van julle het tyd vir die Here? Ek het vanoggend ontvang 'n woord van God af. Dit is 'n bietjie lank, maar dit is 'n kosbare opdrag aan die hele gemeente. Dit is vir ieder en elk van julle vanoggend. So as julle tyd vir die Here het, sê amen. Amen. Okay. Eerstens wil ek net aan pastoor in die kerkraad dankie sê oor die geleentheid om die woord vanoggend te bring. Dankie. Nou ek het tot die Here gebid en hom gevra, gee my die woord wat U wil aan die gemeente gee. Dat dit nie my wil is nie, dat dit nie ek is wat U voor staan nie, maar dat dit ek net die instrument is wat God gebruik om tot julle te spreek. En ek glo dat as julle hierdie woord tot harte neem, dit op opbouing en stigting sal wees vir ieder en elk van julle. Nou, die opdrag aan die gemeente. Ons lees dit in Psalm 105, vers 1 tot 5. Luister mooi. Loof die Here, roep sy naam aan. Maak onder die volke sy dade bekend. Sing psalms tot sy eer. Spreek van al sy wonders. Beroem julle in sy heilige naam. Laat die hart van die wat die Here soek, bly wees. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het en aan die wondertekens en die oordeele van sy mond. Hierdie is 'n opdrag aan die gemeente wat ek vanoggend ontvang het en ek gaan tot die beste van my vermoë julle wys hoe ons dit kan uitvoer. En dan is dit julle keuse of julle dit wil doen. Nou hierdie gedeelte roep gelowiges op om God aktief te prys deur dank te betuig. Sy dade te verkondig, sy wonders te besing, om voortdurend te soek, te spreek van sy wonders en sy wonderwerke, maar die klem hier op vreugdevolle, volgehoue aanbidding en 'n getuienis tot die nasie. Amen. Nou wil ek vanoggend vir julle vra, hoe kan ons enige van hierdie dinge hierbo doen, as jy nie weet met wie jy te doen het nie? Ken jy werklik vir God? Weet jy werklik wie hy is? Ek wil vanoggend vir julle vra, hoe kan julle van sy wonders spreek, as julle nie die regte gedagte aan God het nie? Hoe kan julle hom loof en prys en aanbid, as julle 'n tipe van wanindruk van hom het? Hoe kan julle sy sterkte vra, sy aangesig soek? Hoe kan julle hoegenaamd hom vertrou, as julle nie die korrekte beeld van God het nie? Nou, dit is belangrik dat ons die korrekte prentjie van God het. Hoekom? Elkeen van ons het 'n prentjie van God, en dit bepaal hoe jy gaan lewe, jou kwaliteit van lewe, en hoe jy gaan optree in elke situasie. Nou sê julle vanoggend dalk vir my, is dit nie makliker as ons net God kon sien nie? Van ons tot ons, net om te kan sien, dat jy mos nou die perfekte beeld van hom. Maar God self antwoord hierdie vraag in Eksodus, en hy sê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Nou, daar is 'n paar mense in die Ou Testament wat 'n tipe van 'n ontmoeting met God gehad het, maar hulle het nie die volle beeld van God gehad nie, alhoewel hulle 'n tipe van 'n indruk van hom gekry het. Ons sien die eerste een in Eksodus 33 vers 18, die gedeelte wat ons nou net van gepraat het. Dis Moses wat aan God vra, hy sê, laat my tog die heerlikheid sien. En God weier hom nie, maar God moes seker dinge in plek stel om Moses te beskerm. Ons lees in Eksodus 33 vers 19 tot 23, Moses moes by 'n sekere deel by die gerotstes gaan weggekruip het, en terwyl God verbygaan in by die gedeelte waar hy was, het hy sy hand voorgehou, en Moses het hom net so van agter af gesien. En ons sien die volk het na die tyd gesê, maar jou gesig blink weens hierdie ontmoeting. Nog 'n voorbeeld is in Genesis 32 vers 30. Jakob, ons ken almal Jakob. Jakob het God gesien, maar net in 'n gedaante van engel. Nog 'n voorbeeld is in Rigters 13 vers 22. Samson, ons ken almal Samson. Nou sy ouers was vreesbevange toe hulle God gesien het, of besef het hulle het 'n ontmoeting met hom gehad. Maar weer eens net in 'n gedaante van 'n engel. So niemand het hom fisies van aangesig tot aangesig gesien. Nou wil ek vir elkeen vanoggend vra, in hierdie gejaagde lewe, waar jy niks met tyd vir jouself het nie, het jy al ooit gaan stil word en net gaan dink,
wat is die prentjie wat ek het aangaande God? As jy vir my vanoggend sê, maar ek het dit nog nooit gedoen nie. Vat net 'n oomblik nou. Dink aan God. Wat is die beeld of die indruk wat jy het aangaande God? Ek wil vir julle die volgende kwotasie lees. Dit is A.W. Tozer wat hierdie geskryf het. Kort sinnetjie, maar dit het groot krag. Hy sê, wat in jou gedagtes opkom, wanneer jy aan God dink, is die mees belangrikste ding oor jou. Hoor julle mooi? Die gedagtes wat jy aangaande God het, spreek die mees belangrikste ding oor jou. Want dit bepaal hoe jy gaan praat, hoe jy gaan doen, hoe jy gaan optree in elke situasie. Jou prentjie van God is belangrik, want dit spreek oor jou. Nou, ek wil hê ons moet vanoggend kyk na 'n paar wanindrukke. Nou, hoekom dit belangrik is dat ons moet kyk na die wanindruk, die verkeerde beelde wat ons het, sodat ons kan besef is verkeerd, dit kan adresseer en dit reg kan stel, sodat ons die volle prentjie van God kan hê. Nou, dit is belangrik om te weet dat jy al van jou kinderdae af 'n prentjie oor God skep. Nou, ek wil 4 scenario's aan julle bekend maak. Omdat dit kinderdae is, gaan ek kindervoorbeelde gebruik. Nou, die eerste voorbeeld is van 'n kind wat groot geword het in 'n ouerhuis waar daar godsdiens was. Die ouers het die voorbeeld gestel, hulle het gelees, hulle het gebid. Hulle het die voorbeeld gelei van hoe 'n Christen moet lewe. Hulle het jou kerk toe gevat. Jy is sonnaarskool toe gestuur. Daar het jy jou prentjie van God begin ontwikkel. En dit is 'n korrekte prentjie van God, want jy het jou ouers se voorbeeld gehad, jy het die woorde van die pastoor gehad, die woorde van jou sonnaarskoolonderwyser, so daar kon jy 'n korrekte prentjie van God formuleer. Tweede voorbeeld is 'n kind wie se ouers nie eintlik die Here dien nie. Hulle gaan so 1 keer in 'n skrikkeljaar kerk toe. Gewoonlik as daar 'n begrafnis is of as daar 'n nood is, dan hardloop hulle gou kerk toe. So hierdie kinders is nie gewoond aan kerk nie. Hulle is nie gewoond om in die kerkbanke te sit nie. Die enigste indruk wat hulle oor God het, is jou ma nie uit te draai en sê, God gaan jou straf, hy sien jou, hy gaan jou uitsort nou in die kerk. So jy kry 'n wanindruk van God, 'n wanprentjie. En verder lewe hulle ouers nie vir God nie. Hulle ken nie God nie, hulle weet nie om die Bybel te lees en te bid nie. En ek vir jou sê, hierdie kinders is nie baie goed af nie. Nog 'n voorbeeld van kinders, 'n derde voorbeeld. Nou hierdie kinders word in 'n ouerhuis groot waar daar geen godsdiens is nie. Hulle glo glad nie aan God nie, daar's geen vorm van godsdiens nie, daar's nie eens 'n Bybel in die huis nie. Daar's geen godsdiens. Nou waar dink julle kry hierdie kinders hulle indruk oor God? Van die wêreld, nee. Films waar hulle God se naam uitelik gebruik. Liedjies, ek dink Master het dit genoem van Bette Midler wat sing God is watching you from a distance. 'n God wat naamloos is, gesigloos is en deur ver iewers is en hy kyk vir my en hy gaan my uitsort, hy wil my straf. Of hulle gebruik die naam van God uitelik, so hulle dink, dis normaal. So hulle het geen respek vir God nie. Hulle het 'n verskriklike wanbeeld van God. 'n vierde voorbeeld is 'n kind wat in 'n heeltemal ander godsdiens groot geword het. Soos in 'n Hindoe gelowe of een of ander kultuur. Nou vir hierdie kinders is dit bitter moeilik. Nou ek weet nie van julle nie, maar ander kulture is kinders word ingeprint. Jy moet hierdie Koran lees elke dag, jy moet voor 'n sekere ouderdom die hele gedeeltes kan memoriseer. Dit word in jou ingeprint. Sekere kinders word gewys dat daar's 'n God vir elke dingetjie. 'n see-god, 'n landgod, 'n blommetjie god, ek meen nou net wildly, so maar letterlik hulle word geleer dat daar is vele gode. So vir hulle om na die waaragtige God toe te kom en al daai dinge af te lê is baie moeilik. En ek wil julle sê, as hulle godsdiens afstaan met wat hulle groot geword het, dan word hulle heeltemal eenkant skuif. Hulle word afgesny van hulle erfdeel, hulle word heeltemal verwerp. So hulle moet op hulle eie staan. Nou hierdie is die 4 scenario's van hoe jy moontlik groot geword het. Waar jy jou eerste prentjie van God gekry het. Nou wanneer ons die groot opdrag uitvoer. Mense dink is maklik. Ek gaan vertel net van Jesus vir die mense. Dit is nie so maklik nie, julle. Jy moet eers uitvind by daai persoon wat se prentjie aangaande God het hy? Wat se agtergrond het hy? Hoe is daai persoon groot gemaak?
dan kan jy aan hom die waarheid vertel. Nou, dit is belangrik wanneer ons hierdie mense help, dat ons nie oordeel nie, maar dat ons met 'n sagte hart hulle nader. Nog 'n paar wanindrukke, en hierdie is meer gefokus op die groter mense, in jou groter lewe nou. Nou, die eerste indruk is die Einstein God gedagte. Nou, wat bedoel ek met 'n Einstein gedagte? Wie van julle het al gehoor van Einstein? Almal het al gehoor van Einstein. Nou, Einstein was hierdie hooggehewe, hoogintelligente, hoog te mekaar mannetjie. Niemand het hom verstaan nie. Hulle probeer nog tot vandag toe uitvind wat beteken al sy teorieë. Nou, dit is die gedagte wat sommige mense aangaande God het. Dat hy alwetend is, almagtig is, allerwys is, dat hy hierdie God is wat hierbo is. En jy kan nie jouself met hom vereenselwig nie, want jy is net 'n nietige mens. Maar dit is nie so nie. God is groot, maar hy is ook klein genoeg om in jou hart te kom woon. Om met jou te kom maaltyd hê. Tweede gedagte, wanindruk wat ons kan hê, is dat God hierdie versekeringsmaatskappy God is. Wie van julle, die AA of Santam of MyWay, ons het almal een of ander versekering. Nou, wanneer bel jy jou versekeringsmaatskappy? Elke dag. Bel jy elke dag net vir Love and Charity? Nee. Jy bel hulle net as daar nood is. Pyp gebars het, of jy jou motor gestamp het, of iets aangejaag het. Dan bel jy hulle. Nou, dis die wanindruk wat sekere mense oor God het, dat hy net 'n versekeringspolis is. Jy moet net met hom praat wanneer daar nood is. Wanneer die nood druk. En dis 'n wanindruk, julle. Derde wanindruk wat ons kan hê is die prinsipalgod. Nou, wie van julle ken die skoolhoof? Hoe die skoolhoof is? Sodra jy hom sien en dan, jy is baie soet en jy doen niks fout nie, want hy kyk uit om jou te straf. Hy skryf alles op. En dis die indruk wat hulle oor God ook het, partymal. Dat hy 'n God is wat net wil straf, net wil boekhou van jou sondes. So jy moet Bybel lees, jy moet bid, jy moet kerk gaan, dat jy regmerkies kry. As jy te veel krisis het, dan gaan jy gestraf word. Dis 'n wanindruk, julle. Nog 'n voorbeeld is die voorouer gedagte oor God. Nou, Tannie Dot glimlag breed. Sy het die ander dag gepraat van, sy was baie lief vir naaldwerk. Maar jy mag nie op 'n Sondag naaldwerk gedoen het nie, want dan, wat dan? Jy gaan die Here in die oog steek met die naald, nie? Die voorouer gedagtetjies. Wie van julle het ander staaltjies oor die voorouer? Ek dink almal kan aan ietsie dink. So vinnig kan ek dink aan een. Hulle het fobie gehad met weerspieëling. Enigiets soos 'n spieël of 'n venster of so. Wanneer daar storm is, moet dit toegemaak word. En jy sal dan dink, okay, miskien is dit as die weer gaan slaan en dan gaan dit spat en jy gaan ook seer kry. Nee, weet julle wat is die ding daar agter? Hulle het geglo dat jou siel kan vasgevang word in die spieël, dis hoekom hy toegemaak word. So jou siel gaan nie by God uitkom nie. Dis foefies julle, dis storieetjies, dis gedagtetjies, dingetjies wat hulle bygeloofies wat hulle opgemaak het. Dis wanindrukke. En ons word groot gemaak daarmee. Verstaan julle wat ek bedoel met kry die regte prentjie van God? Nog 'n voorbeeld is, as jy byvoorbeeld in jou jonger dae seer gekry het. Jy het dalk vir God iets gevra, jy het hom vertrou vir iets, maar jy het nie gekry nie. En nou sluit jy jou weg van God af. Jy wil nie 'n gedagte aangaan om hê nie, jy wil nie 'n prentjie van hom hê nie. Jy lewe ver van hom af. In plaas van dat jy met daai seer en daai teleurstelling werk, en dit deurwerk, nou sluit jy God heeltemal uit. En jy stagneer net daar. Jy groei nie. En jy het 'n wanindruk van God. Nog 'n voorbeeld is dat God wit broodjies het. Wie van ons was al ooit jaloers geweest op iemand anders wat iets beter het? Ons almal, dis ons almal. Ons is mens, julle. Maar daai ou het 'n nuwe kar. Daai ou het so baie geld aan sy bankrekening, hy weet nie wat om daarmee te doen nie. Ons dink almal God het wit broodjies, maar die waarheid is, God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy het nie wit broodjies nie. In sy oë is ons almal gelyk. Hy het almal ewe lief. Hy wil aan ons ewe die blessings gee. Hy het nie wit broodjies nie. Ons het wanindrukke. Die volgende indruk wat ons kry is dat God 'n pandjie winkel eienaar is. Dink julle, pandjie. Kom ek sê dit so.
In jou gedagtes formuleer jy hierdie prentjie dat God jou hele lewe moet uitsorteer. Dinge wat jy nie wil hê nie, dit moet hy wegvat, en dinge wat jy wil hê, moet hy maar net byvoeg. Dis 'n wanindruk. En hoeveel keer hoor ons dit? Mense wat bid, Here, ek hierdie las en hierdie ding, vat dit net weg, ek kan nie hanteer nie, maar rykdom en ons sit almal ons orders in. God is nie die pandjiewinkel eienaar nie. En die laaste voorbeeld wat ek wil noem is, en hierdie voorbeeld is waar die wêreldorde ons deesdae wil instuur. Dis 'n lelike prentjie oor God en hulle wil ons begin forceer om daarin te lewe. Hierdie prentjie is waar God half van alles en in almal is. Dat God nie 'n opinie het nie, dat God nie enigiemand wil omkrap nie, of nie wil betrokke raak by enigiets nie, dat everything goes, dat hy net vriendelik is. Dat mense maar kan aangaan soos dit wil. Die vorige Pope Francis, het 'n stelling gemaak die eendag, wat ek glad nie meer saamstem nie. Hy het gesê dat jy kan maar vir Mohammed dien, vir Allah dien, vir jou beeldjie dien, solank jy 'n God dien, want alle godsdienste lei na God toe. Hy het dit gesê, julle. En dis 'n wanindruk. So ek het net 'n paar voorbeelde genoem van wanindrukke, maar ek seker julle het, terwyl ek hierdie genoem het, aan 'n paar ander dinge ook gedink en besef, maar hierdie goed wat ek het van kleins af, wat ek saamdra, miskien moet ek begin huiskoor maak. Miskien is dit verkeerd oor God. Maar ek wil hê ons moet kyk na die regte prentjie van God. Ons moet fokus op die regte prentjie. Nou weet jy werklik wie God is? Weet jy werklik wie God is? Want as jy weet wie God is, dan gaan jy weet hoekom hy sekere dinge doen. Jy gaan weet hoe hy werk, hoekom hy sekere dinge toelaat. Jy gaan hom ken, jy gaan hom verstaan, as jy die regte prentjie oor hom het. Ek gaan vir jou sê, as jy net die regte prentjie of die regte indruk oor God het, gaan jy sukkel in die lewe. Jy gaan sukkel. Kom ek vat 'n voorbeeld. Daar word gepraat van retrenchments by jou werk. Jy kan dalk jou werk verloor, of jou inkomste lyk nie baie goed nie, jy is op soek na ander werk, of daar waar jy woon, vrees jy vir jou lewe. En jy vra God soos, maar hoekom God? Waarom God? Hoekom nou alweer hierdie situasie? Hoekom voorsien jy vir my? Jy is angstig, jy twyfel. Want jy die wanindruk oor God. Kom ek sê vir jou, as jy die regte prentjie oor God het, gaan jou vrae anders te lyk. Jy gaan vra, maar God, waarmee is hy besig? Wat is hy besig om te doen in my lewe? Is daar dalk iets wat hy wil verander? Is daar iets wat ek anders te moet doen? Jy gaan anders doen, daar gaan nie twyfel wees, jy gaan rustigheid wees, jy gaan God vertrou, en jou vrae gaan anders te wees. Die waarheid is, God wil nie onbekend bly nie. Hy wil nie daar ver wees nie, hy wil nie onbekend vir jou wees nie, hy wil hê jy moet hom ken. En ek gaan vir ons sê, 'n onbekende God kan nie vertrou word. As 'n wildvreemde persoon vanoggend hier kom staan, wat nie een van julle ooit gesien of gehoor het nie, en hy sê, wag, ek wil gou jou kar leen, ek gaan hom nou terugbring, pinky promise. Gaan jy hom vertrou? Nee. Nou, 'n onbekende God, hoe gaan jy hom loof en prys? 'n onbekende God, hoe gaan jy hom soek? Jy gaan nie hom soek nie. 'n onbekende God kan nie vertrou word nie, julle. Nou, waar kry ons dan nou die regte prentjie oor God? Enigiemand, waar kry ons die regte prentjie oor God? Die woord van God. As jy onseker is oor God, wie hy is, gaan delg in die woord van God, gaan soek hom. Luister na die volgende gedeelte, Jeremia 9 vers 23 tot 24. Onthou, Jeremia was 'n profeet. Hy het direk van God gehoor. So hierdie woorde kom direk van God af. Hy sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie roep op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie roem op sy sterkte nie, en laat die ryke hom nie roem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, luister mooi, hom hierop roem, dat hy verstaan en my ken. Waarop moet ons roem, julle? Dat ons die regte prentjie van God het, dat jy hom ken, dat jy hom verstaan, dat jy weet wie hy is. Verder staan daar, dat ek die Here is wat goedertierendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen.
Want in sulke dinge het ek 'n baal, spreek die Here. Ek wil ook vir julle die volgende gedeelte uit Handelinge 17 vers 27 lees. Ek wil dit in die Engels lees, want dit sê dit net meer kragtig. Luister mooi, hy sê, God did all this. He created nations, set boundaries, He gave life, so that people would look for Him and perhaps reach out and find Him, because He is not far from each of us. So God wil hê jy moet hom ontdek. God wil hê jy moet weet wie hy werklik is. Hy wil nie hê jy moet 'n wanindruk oor hom hê nie. As jy wanindruk oor God het, gaan jy hom nie ten volle dien nie. Jy gaan hom nie ten volle soek nie. Jy gaan nie sy wil uitlewe nie. Nou wat is die beste voorbeeld wat daar kom wees? 'n beeld van God of 'n indruk van God wat God aan ons kan bekend maak. Wat is die beste voorbeeld? Jesus Christus. Ons kyk na Hebreërs 1 vers 1 tot 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die Ou Testament gespreek het tot die Vader deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat hy as erfgenaam van alle dinge aangestel het. So deur die eeue lank in die Ou Testament, hoe het God met die mense gepraat? Deur sy profete, deur wonders, deur tekens, deur engele. In die Nuwe Testament, hoe spreek hy tot jou en my? Deur Jesus Christus. As jy wil weet wie God is, gaan lees die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dit gaan alles oor Jesus se doen en laat hier op aarde. Al sy optredes, al sy leringe, hoe hy gedink het, wat hy gedoen het, sy wonderwerke. Nou kom sê ek vir julle, as jy wil God ken, moet jy na Jesus kyk. Oor Jesus se woorde in Johannes. Johannes 14 vers 7. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. So nie een van julle kan sê julle het nie God gesien nie. Jesus Christus is die perfekte beeld van God. So waar moet julle begin soek vir God? Gaan telg in die evangelies, gaan kyk wat het Jesus gedoen. Hoe het hy gedink, wat het hy gespreek, hoe hy opgetree het. Die perfekte voorbeeld oor God. Nou ek wil 'n paar dingetjies vir julle noem oor wie is God dan? Maar ek sal vir julle sê, ons gaan dae, maande, jare, millenniums sit as ons alles moet bespreek. Daar's net te veel attribute, te veel beloftes, te veel waarhede oor God. Maar ek wil net so 'n paar dingetjies uitlig om julle opgewonde te maak om self te gaan soek na God. Amen. Kyk, julle nog wakker. Nou, die eerste belangrike ding oor God is, in die hele skepping, is God se karakter. Dis die belangrikste ding omtrent God is sy karakter. Nou luister mooi, God kan nie beïnvloed word nie. Niks kan hom van koers afbring nie. Hy is altyd deur dieselfde. Nou hoekom maak dit vir hom amazing God? Hoekom maak dit vir hom 'n goeie karakter? Dink mooi aan die mens. 'n Persoon kom na jou toe, hy sê een ding, maar hy doen 'n ander ding. Vandag is hy so, môre is hy anderste. God is altyd deur dieselfde. Hy's nie 'n mens wat so lieg nie. Hy's nie 'n mens wat verander soos die wind en die weer of 'n situasie opdok nie. God is altyd deur dieselfde. So jy kan staat maak op sy woorde, staat maak op sy beloftes. God is die waarmaker van sy woord. So ten spyte van al die karaktereienskappe van God, soos ek gesê het, is daar duisende beloftes. So wanneer jy in die woord delg, gaan soek ook die beloftes, want dit spreek boekdele oor wie hierdie amazing God is. Nou, nietemin, feite en waarhede oor God net vluglik. God is God, daar is geen ander God nie. Geen ander God gaan jou na die waaragtige God toestuur. Jesus is die weg, die waarheid, die lewe na die ware God toe. Daar is geen ander God nie. Punt, 0, klaar. Hy is deur niemand geskep nie. Hy is deur niemand geskep nie. Hy is altyd daar, en hy was nog altyd daar. Hierdie God is oneindig. Dis nie 'n mens wat nou hier vir jou is, en môre besluit en nee, ek wil niks met jou doen nie. God is altyd daar vir jou, altyd. God is onbeperk tot tyd en ruimte. Baie keer wil ons God in 'n boksie sit en hom beperk, omdat ons dink aan tyd, ruimte en gebeurtenisse. God is nie gebonde aan tyd nie. God gaan nie sterf nie, hy is nie gebore nie, hy was nog altyd daar.
God is onsterflik. So God is ook alwetend, almagtig en is belangrik om te weet dat hy nie beperk is in terme van mag, vermoë, kapasiteit, krag, sterkte ensovoorts nie. Hierdie almagtige God wil tyd saam met jou en my spandeer. Hierdie God wat ek nou net genoem het, al hierdie attribute, ten spyte van hy alwetig, alomteenwoordig, oneindig is. Jou nietige mensie, jy wat hier sit, hy wil tyd met jou spandeer, hy wil verhouding met jou hê. Hy is nie ver van jou af nie. En hy is deel van die drie enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En al drie wil deel wees van jou lewe. God gee lewe en hy onderhou lewe en hy is die fontein van lewe. Hy is die skepper van hemel en aarde en alles wat jy gesien het. Hy is geregtigheid, hy is reg. God is liefde. Luister mooi, God betoon nie liefde nie, hy is liefde. God is omteenwoordig, alwys. En dan 'n laaste gedagte is, God is die God van wonders. Nou hierdie God, onder die God van wonders, is daar soveel amazing goeders. God van genesing, God van voorsiening, en die lys gaan aan. So van die ons op die jaar is ek dieselfde kwaal as pastoor, ek hou daarvan om die woord ensovoorts te gebruik, maar ek het dit uitgewerk. Dis nie 'n kwaal nie, dis omdat ons baie intelligent het en baie meer kan sê, en julle lewensgeskenning kan besig hou vir 4, 5, 9 ure. So ons hou kort en kragtig. Nou, die eerste opdrag aan die gemeente dan, kry die regte prentjie oor God, wis enige wanprentjies van God uit, gaan soek na God, totdat jy hom gevind het, sodat jy ten volle vir hom kan lewe, sodat jy hom kan loof, hom kan prys, sy aangesig kan soek. Nou daar is 'n tweede opdrag in hierdie gedeelte, aan die gemeente, en dit is om van sy wonders en wonderwerke te spreek. Nou die tweede gedeelte dan, die tweede opdrag, wonders en wonderwerke. Nou wie van julle het al ooit in die aand net bietjie uitgegaan en na die sterre gaan kyk? Net bietjie God se uitspansels gaan kyk. Daai eens sy het. Amen. Was 'n paar hande. Net God se almag en sy heerlikheid aanvaar. Het jy dalk in daai oomblik besef dat hy heers tot in alle ewigheid. Hy is so amazing dat hy alles geskep het en dit alles onderhou. Of miskien het jy in daai oomblik baie klein en nietig gevoel, minderwaardig soos 'n ou stofkorreltjie, want hierdie groot en amazing God. Maar ek sal vir jou sê, ten spyte van dat jy nietig voel, wil hierdie groot God 'n saak met jou lewe hê. Hy wil deel wees van jou lewe. Hy het 'n behaag met jou lewe. Sy hele doel is om deel te wees van jou lewe. Van die begin van skep van die aarde af tot die volëinding, gaan alles oor jou. Eerstens het hy verhouding met Adam en Eva gehad. Die verhouding is gebreek deur sonde. En van daar af probeer hy die hele tyd versoening kry vir dit, dat ons weer kan kommunikeer met hom, dat ons weer deel kan wees van hom. Want dis hoe dit hoort. Jeremia 40 vers 25 tot 26 en Jesaja 40 vers 25 tot 26. En onthou, Jesaja was ook 'n profeet, direk van God gehoor. Die groot God vra. Onthou, hier is God se woord. Hy sê, wie is daar met wie julle my kan vergelyk? Wie is daar wat net soos ek is? Kyk op na die sterre in die lug. Hy wat hulle almal gemaak het, wat hulle almal in die aand uitkom. Hy ken elkeen van hulle by die naam. Met sy groot krag sorg hy dat nie een van hulle wegraak nie. Nou hierdie amazing God skep en hy gee vir elkeen 'n naam en hy onderhou. Nou vra ek vir jou, as God hom so ontferm oor sterretjies, hoeveel te meer gaan hy nie vir jou en vir my doen nie? Hoeveel te meer gaan hy hom ontferm oor jou en my nie? Nou, die God van wonders. Wat se gedagte kry jy aangaande die God van wonders? Ons moet nou gaan praat van sy wonders. Nou, wat gedagte kry jy? Nou, die HLT se beskrywing vir die woord wonders is as volg. Dis iets bonatuurliks, iets buitengewoon
en iets wat die verstand nie kan verklaar. Amen. Nou, ek wil hê ons moet vlugtelik kyk na 'n paar aspekte van wonders en wonderwerke, sodat ons daaruit kan leer en kan weet hoe om die tweede opdrag uit te voer. Nou, eerste aspek is, wat kwalifiseer as 'n wonderwerk? Nou, 'n wonderwerk kan ietsie groot wees, dit kan ietsie kleins wees, maar dit is belangrik om te weet dat gebaseer is op 'n vervulling van 'n behoefte. Altyd. Dis 'n vervulling van 'n behoefte. So het sy jy geldelike nood het sy jy een van 'n bevrydingsnood het, jy's betrokke by dwelms of drank of een of ander dergelike ding. Het sy jy genesing nodig het. Wonderwerke is die vervulling van 'n behoefte. Nou beleef ons nog wonderwerke vandag. Wat sal julle sê? Absoluut ja. Die probleem kom in by die mens. Ons sien dit nie altyd raak nie. Ons is nie altyd ingestel om 'n wonderwerk raak te sien. Want die ding is, mense vereenselwig hulle self met wonderwerke as hierdie skouspelagtige ding. Ligte, mense wat dans en mense wat opspring uit reistoele uit en berge wat skuif. Wonderwerke is soms ietsie kleins. Soos byvoorbeeld vir iemand kan dit wees net 'n slaapplek vir die nag. Dit kan wees byvoorbeeld dat jy net genoeg kos het tot die einde van die maand. Dat 'n onderhoud moet goed gaan. Ietsie kleins. Of net byvoorbeeld iemand bid vanoggend, hy twyfel bietjie. Hy vra aan die Here, stuur net iemand vir my te sê dat U is nog lief vir my. En vir jou sê, vir jou klink dit dalk dom en nietig. Maar as iemand na daai persoon toe kom en sê, God is lief vir jou. Vir daai persoon is dit iets groot, iets amazing. God het my gehoor, God het my geantwoord. So wat is die doel van wonderwerke? Wat is die doel van 'n wonderwerk? Eerstens altyd om God die eer en verheerliking te gee. Altyd. Tweedens is dit om mense na God toe te trek, in sy koninkryk in te trek. En derdens is dit om ons geloof te versterk, om mekaar te bemoedig, te inspireer. Dis die doel van 'n wonderwerk. Nou vra jy vanoggend vir my, lyk wonderwerke dalk nou anders as in die Bybelse tyd? Wat ons mooi moet verstaan oor die Bybelse tyd is, dit was 'n tydperk van eenvoudigheid. Daar was nie tegnologie nie, daar was nie skootrekenaars nie, daar was nie selfone nie, daar was nie Google gewees nie. Dis toch vandag, jy hoef nie eers te tik jou vraag nie. Jy sê net, hallo Google, ja, en dan wees God, en dan gooi vir 20 triljoen resultaat uit. Daai tyd was baie meer eenvoudig. Maar ek wil vir julle sê, hulle het ook nie die woord van God gehad nie. Die Bybel wat jy in jou hand het, is 'n voorreg. Hulle het dit nie gehad nie. Elke liewe antwoord, elke liewe vraag wat jy het, elke liewe probleemsituasie, die antwoord is in die woord van God. Hulle het dit nie gehad nie. So wat moes God doen? Hy moes wonders en tekens gebruik om homself aan hulle te toon. Hy het profete gestuur, hy het engele gestuur, hy het wonderwerke gestuur soos 'n brandende bos en hier praat sy stem uit die brandende bos uit. Hy moes dit gebruik het. So in vandag staat ons eintlik wonderwerke meer nodig nie. Ons het die volledige woord van God. Maar ons kan nog steeds wonderwerke sien. Dit kan nog steeds plaasvind. En die doel daarvan is om die gemeente te bemoedig, die gemeente te stig, die gemeente te inspireer, om op die ou end ons geloof te versterk, sodat ons kan geestelik groei. Nou, hoekom gebeur wonderwerke nie meer so gereeld nie? En hoe moet ons nou ander gaan vertel oor wonderwerke, as dit nie meer gereeld gebeur nie? Nou, wat belangrik is hierso is, om te weet dat jy en ek kan 'n wonderwerk verhoed, deur ons attitude, deur ons siening oor wonderwerke. Daar is ook iemand vanoggend hier wat dink, ag, hoekom praat sy nou oor wonderwerke? Steur my nie daaraan nie, ek glo nie daaraan nie. En dis 'n groot fout julle. Eerstens trots. Trots. Die mense lewe vandag asof God nie bestaan nie, asof hulle nie God nodig het nie, asof hulle op hulle eie stoom kan aangaan. Tweedens is eie eer. Wanneer God wel die deurbraak gee,
wanneer God wel die antwoord gee, dan hou jy die eer vir jouself. Jy vra byvoorbeeld vir die gemeente, bid asseblief vir my, ek soek werk, of ek soek voorsiening. En wanneer God die deurbraak gee, kom jy terug na die gemeente toe en vertel van sy wonderlike daad. Nee, ek was so wonderlik, die onderhoud het so goed gegaan, en alles gaan uit 'n klapie, ek was amazing. God deel nie sy eer nie, en dit verhoed wonderwerke. Leuns van die vyand. Ons luister vir die sielevyand en wonderwerke gebeur nie. Hy sê vir jou, nee, jy is nie waardig om 'n wonderwerk te ontvang nie, hoekom sal God aan jou dink? Of hy sê vir jou, jy is maar jonk in die gees, jy is nou eers gedoop, jy het nou eers jou pad begin stap, jou geloof is nog te klein, jy kan nie vir daai persoon gebid vir wonderwerk nie, wie is jy? Die vyand lieg vir jou, hy skep 'n wanindruk oor God se werke, hy lieg vir jou en ons glo dit. Volgende een is twyfel. Jy glo nie, jy kwalifiseer nie. Nog 'n ding is, jy worstel met jouself. Baie keer hier in jou gedagte gaan daar 'n vreeslike stryd aan. Die Heilige Gees werk in jou om vir 'n persoon te gaan bid. Nou onmiddellik is jy van, nee, wag. Ek voel onwaardig, ek kan nie hierdie ding doen nie, my been is nou seer, ek kan nie dit gaan doen nie. Jy worstel met jouself. En dan die grootste battle wat ons ooit kan veg, is met jouself. En 'n sesde ding, Burger het so 'n bietjie daaraan geraak die ander dag toe hy voorgestaan het, toe hulle die sang 'n bietjie verander het. Hy het gesê, jou comfort zone verhoed dat wonderwerke gebeur. Jy is passief, jy weier om deel te wees van 'n wonderwerk. Jy wil nie jouself ongerief nie, jy wil nie ongemaklik wees nie. Wanneer die Heilige Gees vir jou vra om iets te doen, dan gaan jy ongemaklik wees. Jy gaan uit jou comfort zone uit opstaan en vir daai persoon gaan bid. En ja, alle oë gaan op jou wees. Mense gaan dink, wat doen sy nou? Maar die dinge verhoed wonderwerke. Ons moet uit ons comfort zone uitkom. Dit vra meeste van die tyd ietsie vir jou. Nou, ons het gekyk wat belemmer wonderwerke. Nou gaan ons kyk, wat is nodig vir wonderwerk om plaas te vind? Nou, ek vra van julle, die volgende gedeelte is bitter baie belangrik, net nog 'n bietjie konsentrasie, net 'n bietjie uithou. Hierdie is 'n opdrag van God af. Dis nie van my af nie. Dit is van God af. En dit is belangrik vir elkeen van ons, want wonderwerke is van kardinale belang vir hierdie gemeente. Nou, eerstens, Psalm 105. Ons moet gaan vertel van wonderwerke. Hoekom? Hoekom is dit belangrik? Ons het gesien om mekaar op te bou, om mekaar te bemoedig, te inspireer, om mense se geloof te laat groei, sodat daai mense weer op hulle beurt bruikbaar kan wees vir God, diensbaar kan wees om wonderwerke te gaan doen, sodat die hele gemeente kan groei. Nou, die 4 dinge wat belangrik is, ons het gesien die behoefte. Daar is 'n vervulling aan 'n behoefte, dis eerste punt, daar moet 'n behoefte wees. Tweedens is, jy moet bewus raak van die behoefte. As jy in die comfort zone sit, gaan jy niks raak sien nie. So jy moet bewus raak van die behoefte. Derdens, jy moet betrokke raak by die behoefte. Jy moet betrokke wees en jy moet diensbaar raak. En 4de punt is bemoediging. Nou ek wil vir hierdie uiteensetting wil ek 'n wonderwerk gebruik wat jy in al 4 die evangelies kry. Dit is so groot wonderwerk dat al 4 het dit neergepen. Ek wonder wie van julle kan raai wat 'n wonderwerk kom in al 4 die evangelies voor. Dis toe Jesus vir oor die 5000 mense gevoer het, kom in al 4 die evangelies voor. Hy het 5 brode en 2 visse gevat en hy het oor die 5000 mense gevoer. Nou wat belangrik is, die getal 5000, dit was net mans gewees. Dis nie kinders en vrouens ingesluit nie. So dit was meer dan 15-20.000 mense. Nou in jou gedagte visualiseer 20.000 mense. 5 brode en 2 visse. Nou, die gedeelte wat ek gaan gebruik is Markus 6, vers 34 tot 44. Ek gaan net die gedeelte lees nie om tyd te spaar, maar ek gaan terugverwys tot kerngedagtes toe. Nou eerstens, behoefte.
Die behoefte is die katalysator vir die wonderwerk om plaas te vind. Nou in die gedeelte sien ons Jesus het uit die skei uit geklim en uit die skare gewaar. En hy het hulle innig jammer gekry. Nou jy sal dink, hy het sê gesien, hulle wag al lank, hulle is dalk honger en dors. Nee. Jesus kyk na 'n beter behoefte, 'n belangriker behoefte. Die geestelike behoefte. Hy sê dat hulle soos 'n skape is, wat nie 'n herder is nie. Hulle is soos skape wat soos 'n afkop hoender rondhardloop. Hulle het nie 'n herder nie. En wat het hy eers gedoen? Vir hulle kos gegee? Nee. Die Bybel sê hy het hulle eers geleer. Hy het hulle baie dinge geleer. Hy het eers gekyk na hulle geestelike lewe. So hy het gekyk na die geestelike behoefte en die emosionele behoefte. Hy het nie dadelik gekyk na die liggaamlike behoefte nie. Nou vir die wat nie verstaan wat ek bedoel met 'n behoefte is die katalysator nie. Kom ek maak dit eenvoudig. Het jy vanoggend 'n behoefte? 'n Behoefte aan 'n onderhoud wat goed moet gaan, behoefte aan finansies, behoefte aan genesing? Het jy 'n behoefte vanoggend? Dan is jy 'n kandidaat vir wonderwerk. Dis wat dit beteken. Tweede plek, bewustheid. Wat is nodig vir wonderwerk? Bewustheid. Nou ons lees in Markus 6 dat die disippels het naderhand begin agterkom, maar die mense raak kriewelrig. Hulle raak bietjie ongemaklik. Hulle was honger, hulle was dors. Want daar was kinders by, vrouens wees. Hoeveel keer raak ons nie bietjie kriewelrig as die preek 'n bietjie lank aanhou nie? Amen. Ons doen dit. Dis 'n menslike instelling. Ek dink pastoor sê jou konsentrasiespan is 15 minute. Dan jy 'n breek nodig. En hierdie mense het van vroegoggend tot laat aand het hulle geluister na die woorde van Jesus. Hulle was die hele dag daar, so hulle was goed honger, hulle was goed dors. Nou die disippels sien die behoefte raak. Hulle raak bewus van die behoefte. En wat doen die disippels? Hulle gaan na Jesus toe en hulle fluister in sy oor en sê, maar hierdie mense is honger, hulle is dors. Stuur hulle na die dorpe toe, dat hulle gaan kos koop. En dis al wat dit vra, vandag daar ook, een persoon of 'n groepie mense om 'n behoefte raak te sien. Dan kan 'n wonderwerk plaasvind. Of jy sê, wanneer jy op 'n Sondagoggend kerk te kom, moenie net direk gaan sit op jou stoel nie, en in jou comfort zone. Stel jouself beskikbaar vir die werking van die Heilige Gees. Laat hy jou geestesoë oopmaak, dat jy kan sien as daar nood is. Jy sien dalk iemand is mismoedig, jy sien dalk 'n traan oor 'n wang rol. Jy sien dalk iemand lyk afgetrokke en iets lyk nie pleis nie. Moenie dit ignoreer nie. Die Heilige Gees gaan vir jou sê om vir iemand te gaan bid, of net 'n drukkie te gee, of net 'n glimlag te gee. Soms het iemand net ietsie kleins nodig, om net te weet die Here is nog daar. Die Here gee nog om, die Here is lief vir jou. Sien, 'n wonderwerk kan net plaasvind as jy bewus word van die nood. En daar's een ding wat ek moet adresseer. Wanneer jy vir iemand bid, iemand kom na jou toe, bid asseblief vir my, ek soek werk. Dit is 'n behoefte, ek weet, dit voel vir daai persoon soos berg. Maar maak eers seker dat daai persoon se siel reg is. Wat help dat jy voed hulle liggaam, maar hulle gees, hulle siel gaan in die verderf en brand. Maak eers seker dat hulle saak met die Here reg is. Dat hulle die regte pad met hom stap. Dat hulle hom ten volle dien. Anders help dit nie jy bid vir hom vir werk nie. Die Here gaan hom nie seën met werk nie. Maak eers seker dat daai siel gered is. Derde punt, betrokkenheid. Nou die kerngedagte is, jy moet jouself posisioneer vir 'n wonderwerk om plaas te vind. Jy moet diensbaar wees. Jy moet bereid wees om 'n medewerker te wees vir God se werk. Nou ons lees in Markus 6 van die disippels, hulle het gewaar dat die mense honger was, en hulle bring die situasie na Jesus toe. Nou soos enige mens is, die wat het gewaar wel, hulle sien dit, maar hulle wil nie betrokke raak. Hoeveel keer sien ons 'n nood? Hoeveel keer sien ons 'n situasie, maar ons wil nie betrokke raak. Ons sien dalk iemand huil, of iemand beklei met iemand anders. Wat doen ons eerste? Ons hardloop na die pastoor toe, hy moet dit uitsorteer. Dis 'n menslike prentjie, 'n wanprentjie dat die pastoor alles moet uitsorteer.
Is jy en ek navolgers van Jesus Christus? Wil ons diensbaar wees vir hom? Dan moet jy betrokke raak. Die ding is, Jesus het 'n plan gehad. Hy het geweet wat in die harte van die disippels aangaan. Hy het baie goed geweet die mense is honger en dors. Hulle het baie goed geweet die disippels gaan plannetjies maak en dis nou jou probleem, Jesus, jy moet dit uitsorteer. Maar hy is slim. Wat sê hy vir hulle? Gaan gee julle vir hulle kos. En hulle is van, okay, maar moet ons nou vir hulle gaan kos koop? Wat moet ons gemaak? Nee, gee julle vir hulle kos. Die ding, ons is volgelinge van God en hy nooi jou altyd uit om deel te wees van sy plan, deel te wees van sy wonderwerk. Hy nooi jou uit, jy is gekies. Asof jy sê, God is nie geïnteresseerd in jou oplossingkies en jou voorstelle nie. Hy is weinig geïnteresseerd in jou oplossing en jou voorstelle. Weet jy waarin is God geïnteresseerd? Jou deelname, jou betrokkenheid. Nou, wanneer jy betrokke wil wees, is daar sekere dinge wat verlang word van jou. Eerstens moet jy geloof hê. Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So jy moet geloof hê. En saam met geloof moet jy bevestiging van jou geloof hê. Hoe bevestig ons geloof? Die mense wat ons vanoggend voor gebid het. Jy moet geloof hê, maar hoe bevestig jy jou geloof? Deur wanneer jy bid. Jy moet verklaar wanneer jy bid dat God is groot. Jy moet verklaar dat hy het heerskapheid, hy mag, hy het almag. Verklaar sy heerskapheid, verklaar dat hy in staat is om 'n wonderwerk te laat gebeur. Bevestig dit in jou gebed. 'n tweede ding is gehoorsaamheid. Nou Jesus het van die disippels verwag om gehoorsaam te wees, om tot op die druppel sy woorde te volg. Hy het vir hulle gaan sê, gee julle vir hulle kos. Nie gaan koop vir hulle kos nie, hy het gesê, gee julle vir hulle kos. En hy het gesê, gaan soek die kos. Nou ek dink hulle het begin twyfel. Wat julle mooi moet verstaan is, daai mense het al van vroegoggend tot laatmiddag was hulle daar. So as daar enige kos was, het hulle die waarskynlik klaar opgeëet. So die disippels het getwyfel, gaan hulle kos vind. Maar hulle het gegaan. Hulle het gaan soek. En dink julle hulle het gevind? Hulle het. Daar was 'n klein seentjie. 5 brode en 2 visse. Hulle kry kos, want hulle het vir Jesus geluister. Hulle was gehoorsaam. Nou ek vra vanoggend vir julle die vraag af. As daai klein seentjie net eenvoudig geweier het, ek wil nie betrokke wees nie, ek wil nie gehoorsaam wees nie, ek gaan nie my kos deel nie, wat sou geword het van daai groot wonderwerk? So jy sê, 20.000 mense sou honger gewees het. Nou, betrokkenheid, punt nommer 3, vra van jou nog meer. Sien, dit is nie maklik om betrokke te wees nie, want dit vra dinge van jou. Maar ek gaan vir jou sê, God gaan jou negenvoudiglik meer seën as wat jy gee. Dit wat jy insit, sal jy altyd terugkry, en nog meer. En jy gaan meer geseënd wees. Hy vra van jou eerstens jou tyd. Die woord van God sê, die tyd is min, die laaste dae is boos. Koop die tyd uit. Ons sien dit al hoe meer. Klein nietige dingetjies vat ons tyd op, is dit nie? So koop die tyd uit vir gebed, om vir ander te bid, vir evangelisasie, om vir uitreikings, om betrokke te raak by die gemeente. Hy vra van jou tyd. Tweedens vra hy vir jou talente. Ons almal het 'n talent. Ons kan mooi sing, ons kan gitaar speel, ons kan die woord bring. Almal van ons het 'n talent. Of jy nou lekker goed kan bak, naaldwerk kan doen, ons almal het 'n talent. Gebruik dit tot eer van die Here. Gebruik dit tot sy wil en sy plan. Laaste ding is jou toerusting. Nou met hierdie is 'n lelike een. As ek bedoel jou toerusting, bedoel ek alles wat God aan jou gegee het. Dan dink jy maar, God het niks vir my gegee nie. Wat? Het jy 'n motor? Jy toerusting. Het jy geld in jou bankrekening? Het jy toerusting? Het jy 'n huis? Het jy toerusting? As jy 'n motor het, bring iemand saam kerk toe. Of gaan doen huisbesoek. Of gaan besoek iemand in die hospitaal. Ek het nou net gesê, dit is nie die pastoor se werk nie. Dit is ons as medewerkers van God.
se werk. Want hoe gaan ons ooit groei, in genade groei, as die pastoor alles doen? Nou, vinnig net oor toerusting. God gee partymal vir ons 'n seën, 'n geldelike seën. Nou, wat is die menslike indruk oor geld? God seën my, dis amazing, ek gaan alles op myself spandeer. God seën jou, sodat jy 'n seën vir ander kan wees. Die mense in die wêreld gebruik die geld vir gemors, vir skouspelagtige shows en vir genot en allerlei goed. Hulle mors die geld. Maar daar's mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Daar's mense wat doodgaan van honger en ander gaan verkwanseld. So dit wat Here aan jou gee, die gawes, die toerusting, dit wat jy het, gebruik dit tot sy eer. Laaste punt is bemoediging dan. Wat is nodig vir wonderwerk? Bemoediging. Nou luister mooi, Matteus 6. Ons sien dan die disippels het uitgegaan, hulle het die visse en broodjies gekry, want hulle was gehoorsaam. Hulle bring dit na Jesus toe en Jesus dank oor die kos. En hy gee dit terug aan die disippels. Nou moet julle dink, daar is 'n twyfel by die disippels. Hulle sê, hoe aardig, hier is 20.000 mense. Hier is 5 brode en 2 visse. Ons gaan vir die eerste lot gee, en dan wat nou wat. So ek dink hulle het 'n bietjie begin twyfel. Ek dink die mense wat hier agter gesit het, gedink, kon ons hier nader gesit en ons gaan dan nie kos kry nie. Maar toe die disippels gehoorsaam is en hulle begin deel uit, toe begin die brode en die visse vermeerder, en dit raak al hoe meer. En dink julle die disippels het bly geraak? Dink julle blydskap en vreugde ondervind? Het hulle die grootheid van God ervaar? Het hulle die regte prentjie oor God gekry daai dag? Ja. En die skare het gesien. Okay, daar's 'n seentjie. Okay, dit lyk soos, is dit 4, 5 broodjies, miskien 1, 2 visse. Okay. Maar kyk, hulle deel uit en hulle deel uit en hulle deel uit en hulle deel uit, maar waar kom al die kos vandaan? Hierdie vreugde, hierdie wonderwerk, bemoediging julle. En dis hoekom ons die groot opdrag moet uitvoer. Dis hoekom ons moet gaan vertel oor wonderwerke, God se wonders, tekens en sy oordeel moet onthou. Want dit stig die gemeente, dit inspireer die gemeente. Dit laat ieder en elk van julle se geloof groei. So hoekom vertel ek vir julle hierdie dinge? Hoekom moet jy die regte prentjie oor God hê? Hoekom is dit belangrik? As jy met 'n wanprentjie van God loop, gaan jy nooit waarlik gered wees nie. Jy gaan nooit waarlik gebruik kan word deur God nie. Jy gaan nooit waarlik 'n instrument in sy hand kan wees nie. Jy gaan nooit waarlik besef hoe groot en hoe almagtig hy is en dat hy in staat is vir wonderwerke om te geskied nie. So kry die regte prentjie van God. En tweedens, hoekom moet ons gaan vertel van wonderwerke? Want dit gaan oor die gemeente. Elkeen hier is gered. Elkeen van julle het gesê, okay, julle het Jesus aangeneem as persoonlike saligmaker verlosser, want julle het gehoor van sy reddende genade. Julle het gehoor dat hy die prys vir sonde betaal het. Julle is gedoop volgens die groot opdrag. En wat nou? Nou wil julle in julle stoel sit en mooi lyk. Nee. Nou is dit jou en my taak om geestelik te groei elke liewe dag. En hoe doen ons dit? Deur die woord van God te gaan bestudeer. Dag na dag vir God te gaan soek, om te vind, te weet wie hy is, hoekom hy dinge doen. Jy gaan nie dom vra en twyfel wanneer 'n situasie opdop nie. Jy gaan nie sê, maar hoekom, waarom nie? Jy gaan sê, Vader, waarmee is U besig? Wat is daar wat ek vir U kan doen? Wat is daar wat U wil hê ek moet verander in my lewe? Jy gaan ten volle vir hom lewe. Dis hoekom ek hierdie dinge vir julle vertel. Die groot opdrag aan die gemeente, want God wil hê julle moet geestelik groei en dat julle mekaar moet opbou, bemoedig, stig. Amen. Net 'n paar voorbeelde van hoe gaan jou lewe dan nou lyk as jou prentjie oor God korrek is. Eerstens, jou gedagtes gaan gerig wees op God, op sy woord, wie hy is. Jy gaan hom soek, jy gaan hom vind. Jou voete gaan bereid wees om die pad saam met hom te stap, om die evangelie te gaan verkondig oor Jesus, wat hy gedoen het aan die kruis. Jou hart gaan 'n hart van omgee wees. Jy gaan die behoefte van mense raak sien. Jy gaan die nood raak sien en jy gaan wil help. Jou mond gaan spreek van sy wonders. Jy gaan hom loof, jy gaan hom prys, jy gaan hom ten volle eer. Jou mond gaan spreek, ek vertrou U. Jou oë gaan so ingestel wees om die kleinste wonderwerkie raak te sien en aan God die eer te gee.
en om vir ander te kom vertel. As jy nie kom vertel van God se wonders doen, wanneer die gemeente vir jou bid, en jy kom vertel nie van wat hy gedoen het nie, is dit net so goed jy hou die eer vir jouself. Want die werk van die wonderwerk is God te vereer, hom te verheerlik en mense te stig. So kom vertel, wanneer ons vir jou gebid het, en God gee die deurbraak, die antwoord, kom vertel van sy grootheid. Tweedens, jy gaan ore hê wat ingestel is vir die stem van die Heilige Gees. Jy gaan loop waar jy moet loop, jy gaan wandel waar jy moet wandel, jy gaan weet presies wat jy moet doen, omdat jy vir die stem van die Heilige Gees luister. En hande, jou hande gaan sag wees, jou hande gaan ontferming hê, jy gaan wil die werk doen wat God vir jou gee. Jy gaan wil vir ander bid, jy gaan wil gee vir die behoefte, as geldelike nood is, voedselnood is. Hier is net 'n klein kort prentjie oor hoe jou lewe gaan verander. Wat ek vir jou sê, as jy regte prentjie oor God het, gaan jou lewe kardinaal verander. En jy gaan dinge begin sien, jy gaan dinge begin beleef. Jou vlammetjie wat flou is, gaan helder en brandend vir hom wees. Nou hierdie is 'n groot opdrag wat ek van God ontvang het. Jy voel vanoggend dalk, jy het klomp uitdagings. Jy het dalk moedeloos geraak. Jou godsdienst het dalk bietjie vervlou. Jou liggie brand bietjie flou. Jy dalk iemand in die dood afgestaan. Jou inkomste is nie baie goed en jy vrees vir jou lewe waar jy woon. Jy dink nou aan al die meer drukkende goeders. My gebed is dat elkeen van julle vanoggend God sal gaan soek in sy woord, hom sal vind. Dat die Heilige Gees hierdie wanprentjie van hom sal verwyder uit jou gedagtes, uit jou hart uit. Jy sal vul met die ware prentjie van hom. Hy is die God van wonders en tekens, niks is by hom onmoontlik nie. Die wêreld sê, dinge is onmoontlik, dinge is onbekombaar. Dis nie moontlik, dis oneties, dit maak nie sin nie, maar by God is alles moontlik. Ek wil julle met 'n nuwe verwysing lewe, met 'n huppel in julle stap, met nuwe hoop en met 'n nuwe verwagting. So, ter afsluiting, Psalm 105 vers 1 tot 5. Soek God, vind God, loof hom, prys hom, roep sy naam aan. Spreek van sy wonderwerke. Dis julle keuse. Wil julle die opdrag uitvoer? Dis wat ek van God ontvang het vir die hele gemeente. Dis julle keuse. Amen. Amen. Praise the Lord. Baie dankie vir die boodskap van die Here. Die woord van die Here. En ons eintlik hier.